Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web wat aangebied word deur Discovery Invest se buitelandse uitkeerpolis. Ons gaan voort met RSG Geldsaake, dis nou so 33 minute na 6 uur. Die Reservebank se ondersoek na ongeruimthede by ongenoteerde eiendomssyndikasie-maatskappye het die sentrale bank genoop om teen die multimiljoen rand Shemax Investments op te tree. 2 ander maatskappye wat ondersoek is, het in duie gestort voordat die sentrale bank 'n bevinding oor hulle sake kon doen, terwyl nog maatskappye ondersoek word. Op die lyn is die Reservebank se adjunk registrateur, banke advokaat Michael Blackburn. Goeiemiddag advokaat. Goeienaand Andries en ook goeienaand aan jou luisteraars. Advokaat, sê vir my, wat het die Shemax ondersoek behels? Kyk, dit is redelik tegnies van aard. Die manier waarop Shemax hulle befondsing gedoen het, was deur middel van handelspapier. Nou, handelspapier in die vorm van obligasies of debentures, soos dit ook bekend staan, word gereguleer deur 'n kennisgewing genaamd die Commercial Paper Notice. Nou, hierdie kennisgewing het sekere vereistes waaraan 'n persoon wat handelspapier uitreik moet voldoen. En ons was genoop om in diepte te gaan kyk of Shemax en ook die ander waarna u verwys het, aan elkeen van hierdie vereistes voldoen. Die gevolg was egter dat daar 'n bietjie van 'n regstoos tussen ons en die prokureurs van Shemax ontstaan het, aangesien hulle van mening was dat daar sekere interpretasies was wat hulle sou bevoordeel. Na 'n redelike lang ruk van hierdie, sal ons sê, dispuut, het ons 'n regsopinie bekom waar ons sekere standpunt ingeneem het. En op 30 April hierdie jaar het ons vir Shemax toe 'n brief geskryf en gesê, die volgende is ons, volgens regsopinie, ons uitleg van wat hierdie voorwaardes moet wees. Shemax, en ek moet hulle ook te danke gee vir hulle bereidwilligheid om volle samewerking te gee. Hulle het toe gesê, goed, van 1 Mei af sal hulle voldoen aan ons interpretasie. So dit is in kort, dit is 'n redelike tegniese argument, redelike tegniese, sal mens noem, oortreding in ons oë, maar daar is wel verskille van uitleg. Beteken dit, ek probeer dit ook te maar verstaan, as 'n mens dit maklik maak, dat hulle tegnies gesproke die bankwet oortree? Ja, want kyk, hier is 'n uitsonderingskennisgewing, wat sê, as dit nie vir die uitsondering was nie, sou die blote uitreik van handelspapier depositoneming wees, en dat dit dan oortreding sal wees indien jy dit doen, sonder dat jy as 'n bank geregistreer is. So wat nou van die transaksies? Wat is die posisies daarmee met die transaksies wat nou volgens hierdie, kom ons sê nou maar, onwettige manier dan gedoen is? Ja, nee, kyk, dis hoekom ons die afsnypunt het van 30 April. Dit wat voor dan gebeur het, sal mens maar sê, is nog hangende. Daar is nog nie 'n uitsluitsel nie, want daar is 'n verskil van opinie. Maar daar was 'n bereidwilligheid van Shemax om vanaf 1 Mei 'n ander pad te volg vir hulle befondsing. So, die saak is nog nie heeltemal afgehandel nie. Ons sal dalk 'n hof moet aansoek doen vir 'n verklarende bevel, om te sê, watter kant is nou reg. Is julle nou tevrede met die nuwe model, die nuwe pad wat Shemax nou aangebied het om te loop, dan is dit, het jy gesê, van Mei af? Van 1 Mei af. Ons het wel ondernemings dat hulle nie depositoneming sal doen nie, en dat hulle wel aan ons uitleg sal voldoen. Ons het nog nie 'n volledige plan wat ons kan sê, ons keer dit goed, of ons het geen probleem daarmee nie. Ons het nog nie daai plan nie. Ons wag. Ons het hulle wel 'n datum gegee. Ek weet nie of ek dit oor die lig moet noem nie, maar hulle het 'n sperdatum wat hulle aan ons moet rapporteer en sê, hier is hulle plan. Ja, wat gee maar die datum, hulle sit hier by my aan die atelier. Dit is nou uitgeskryf, het sou die 29ste Junie wees. Daar was 'n aansoek vir verdere, ons het dit toegegee dat die 15de Julie sal hulle ons voorsien van 'n plan wat ons kan oorweeg. Ja. Advokaat, baie dankie vir die gesprek. Dit was advokaat Michael Blackburn, hy is die adjunk registrateur banke
by die Reservebank. Nou hier by my in die ateljee, Shemax Investments se bestuurende direkteur Willem Botha. Willem, goeienaand en welkom. Goeienaand Andries. Hoekom het julle die bankwet oortree? Andries, dit is soos wat jy nou net gehoor het, 'n baie tegniese punt. Ek dink die boodskap is dat die Reservebank sekere opinie het oor hierdie spesifieke wetgewing, en dis vir Shemax baie belangrik om altyd ons positiewe gesindheid en ons bereidwilligheid om aan enige wetgewing te voldoen, om dit te wys. Daarom het ons onmiddellik vir die Reservebank gesê, weet jy, alhoewel ons interpretasie van hierdie commercial paper waarna meneer Black weer verwys nie meer saamstem nie, sal ons onmiddellik ons samewerking gee en sal ons omskakel. Ons het hierdie omskakeling klaar gedoen, en dit is my lekker om vanaand hier te sit en te sê dat ons huidiglik die eerste en sover die enigste ongenoteerde eiendomsmaatskappy is wat reeds die omskakeling gedoen het, en daarom volgens my glo ek sal ons nou buite daardie wetgewing val. So, weet jy, die boodskap is, Andries, dit was 'n baie tegniese punt gewees. Ons het ons omskakeling gedoen met betrekking tot ons nuwe besigheid, en dit is vir ons. Julle het die ding verkeerd gehad, maar kom ons kyk, ek wil graag kom by die produkte wat hier ter sprake is, wat nou mee verhandel is, en wie is die mense wat geraak word? Is hier kliënte wat skade kan berokken? Ek wil net probeer kyk na die impak daarvan. Geef vir my net kortliks 'n idee van wat is die praktiese implikasies soos van die transaksies wat nou gewees het. Andries, ja, kom ek sê vir jou wat aan die einde van die dag sal die Reservebank ook in die belang van die beleggerspubliek optree. Hy moet natuurlik die publiek beskerm. Wat hier gebeur het is dit is 'n baie tegniese punt, soos wat jy nou tereg gehoor het by meneer Blackbeard, gaan hierdie punt heel moontlik ook nou nog vorentoe deur 'n hof beslis moet word, want ons voel dat dit in almal se belang is dat ons aan die einde van die dag by hof 'n verklarende bevel kry, sodat die hof vir ons kan sê hoe hulle hierdie punt interpreteer. Ja. So ek dink ons hardloop die ding vooruit as ons wil bepaal wat na die pad vorentoe is. Ja, maar ek wil tog by die punt uitkom wat ek wil vra, en ek dink dis wat die beleggers daar buite ook wil weet. Hier is 'n pad wat gevolg moet word, dis dalk 'n hofuitspraak, is hier potensiële finansiële skade vir beleggers ter sprake? Nee. Ons het twee dinge. Ons het besigheid wat reeds gedoen is, en dan het ons toekomstige besigheid. Soos ek nou tereg vir jou gesê het, is ons baie tevrede en gemaklik dat ons produk wat ons omgeskakel het, voldoen, en daardie tegniese punt nie ter sprake is nie. Die kans is daar dat ons, as ons later 'n hofbeslissing kry, dat ons potensieel dan dalk twee produkte gaan hê, waar ons vir ons beleggers 'n produk met 'n dividendopbrengs en 'n produk met 'n renteopbrengs sal bied. As ons gaan terugwerkend kyk, weer eens, dit is maar 'n punt wat ons sal moet betwis, maar ons is reg, ons is gerad om, indien dit nodig sou wees, en die Reservebank vereis dit van ons, om die bestaande beleggersprodukte om te skakel van waar hulle nou werk met 'n aandeel en 'n gekoppelde lening na 'n dividend toe. Willem, baie dankie dat jy draai kom maak het. Ja, Andries, alles van die beste. Kan ek dalk net een laaste punt byvoeg? Die tyd gaan ons baie gou inhaal, hier net so 10-15 sekondes. Baie belangrik. Ek dink is in die belang van die beleggerspubliek, in die belang van ons finansiële adviseurs en ons kliënte daar buite, dat die Reservebank as moontlik 'n potensiële direktief uitbring in die opsig, want wat nou gebeur is Shemax is die enigste maatskappy wat nou reeds voldoen hieraan. Daar is verskeie genoteerde maatskappye, eiendomsmaatskappye wat met lenings of met aandele en gekoppelde lenings werk. Al die ander ongenoteerde eiendomsbeleggingsmaatskappye werk nog steeds met 'n aandele en 'n gekoppelde lening. So as die Reservebank se interpretasie reg is al daardie maatskappye besig om die wet te oortree. Ja, maar die Reservebank het mos nou bevestig dat hulle is besig met 'n ondersoek, en daardie ondersoek met die tyd is nog nie afgehandel nie. Die Shemax is nou een van die eerste plekke, of dan inderdaad die eerste plek wat hulle optree. Maar baie dankie vir die besoek. Willem Botha is bestuurende direkteur by Shemax.